Vir vandag se lewensvaardighede les gaan ons meer oor afknouery leer. Nou die Engelse woord vir afknouery is bullying. Die sleutelwoorde, die nuwe woorde. Afknouery is wanneer iemand anders seergemaak of bang gemaak word. En bully is die persoon wat iemand anders seermaak of bang maak. So wat is afknouery? Afknouery vind plaas wanneer iemand, die boelie, probeer om iemand anders seer of bang te maak of te ontstel. Afknouery het 'n groot invloed op die persoon wat afgeknou word. Dit kan maak dat daardie persoon seergemaak, bang, siek, alleen, verleë, skaam en hartseer voel en nie skool toe wil gaan nie. Nou verleë is wanneer jy embarrassed voel. So daar is 2 verskillende tipes afknouery. Die eerste een is fisiese afknouery. Dit is wanneer iemand jou slaan of seermaak sonder 'n rede. So hy skop jou of hy boks jou of hy slaan jou. En die tweede tipe afknouery is verbale afknouery. Dit is wanneer iemand baie lelike goed vir jou sê. Byvoorbeeld jy is dom of enige lelike onvanpaste ding wat jou seermaak. Voorbeelde van afknouery. Boelies kan ander mense slaan, skop, stamp, potjie of op ander maniere seermaak. Dis die fisiese manier. Hulle kan ook woorde gebruik om mense sleg te sê, hulle te spot en te terg, te dreig of bang te maak. Dis die verbale manier, wanneer jy woorde gebruik. 'n Boelie kan gemeene dinge sê oor iemand anders om die gek te skeer of om daardie persoon te spot. Boelies kan ook iemand anders se goed vat of dit beskadig. Boelies kan iemand uit 'n groep verstoot of met opset uit 'n speletjie weglaat. Sekere boelies probeer om mense dinge te laat doen wat hulle nie wil doen nie, om hulle te dwing. Afknouery is iets wat herhalend gebeur, so dit gebeur baie keer. Dis nie iets wat net een keer gebeur en dan is dit oor en verby nie. Hoe om afknouery te hanteer? Daar is 9 maniere waaroor ons nou gaan gesels oor hoe om afknouery te hanteer. Nommer 1. Ignoreer hulle. As jy nie reageer nie, sal hulle dalk belangstelling in jou verloor. So ignoreer hulle heeltemal. Maak asof hulle nie bestaan nie. Nommer 2. Stap weg. Jy kan nie iemand afknou as die persoon nie daar is nie. So as jy sien, die boelie kom aan, stap vinnig weg. Nommer 3. Moenie terugbeklei nie. Dit is nie die moeite werd om terug te beklei nie. So 'n reaksie mag die boelie aanmoedig om voort te gaan. So as jy vir hom reaksie gee, gaan hy daarvan hou en hy gaan aanhou om met sy aksies voort te gaan. Nommer 4. Wees voorbereid. As jy weet dat daar 'n sekere iets omtrent jou is wat die boelie altyd aanval, hou 'n antwoord gereed. Nommer 5. Vermy die situasie. As daar 'n plek is waar die boelie jou gewoonlik voorkeer, bly daar weg. As jy weet hy kry jou dalk altyd byvoorbeeld by die parkie, moenie by die parkie wees nie. Nommer 6. Bly in 'n groep. Probeer om nie te veel op jou eie te wees nie. Boelies hou daarvan om op mense te pik wat niemand het om hulle te help nie en hulle gaan dalk afgeskrik voel as jy in 'n groep beweeg. Nommer 7. Moenie wys dat jy bang is nie. Al is jy hoe bang, moenie dit wys nie. So as jy selfversekerd optree, glo mense dikwels wat hulle sien. Nommer 8. Hou 'n rekord. As daar altyd op jou gepik word, hou 'n dagboek daarvan. Dit sal dan makliker wees om te bewys wat aangaan en so gaan jy weet of dit afknouery is want dit gebeur gereeld. Die laaste ene, nommer 9, vertel
vertel iemand daarvan. Dit is belangrik. Vertel vir 'n volwassene wat jy vertrou. Boelies is dikwels bang dat hulle in die moeilikheid gaan kom. Kom ons kyk na aktiwiteit 1. A vra vir ons: watter tipe afknouery gebeur in die volgende scenario's? So is dit fisiese afknouery, skop, slaan, stamp, potjie, of is dit verbale afknouery wanneer jy iemand met jou woorde seermaak? En B, hoe kan jy daarop reageer of dit hanteer? Kies een van die 9 maniere waaroor ons nou net gesels het. So nommer 1. Iemand stamp jou kosblik met jou kos in as sprus van die tafel af. Is dit fisies of verbale afknouery? Nommer 1A, so dit is fisiese afknouery. En by B, hoe kan jy daarop reageer of dit hanteer? Vertel iemand daarvan. Nommer 2, iemand hou aan om vir jou te sê dat jy simpel is. A, dit is verbale afknouery. En dan B, hoe kan jy daarop reageer of dit hanteer? Jy kan wegstap, jy kan hulle ignoreer, of jy kan iemand daarvan vertel. Dan kom ons lees vir genot Dion se storie oor afknouery. Dion was in 'n koshuis. Dit beteken dat hy snags by die skool slaap. Hy het skoolvakansies en 1 naweek per kwartaal huis toe gegaan. Al die ander skooldae en naweke was hy by die skool. Dion was amper 'n jaar by die koshuis. Hy is heeltyd deur een van die ouer seuns afgeknou. Toe hy sy ouers daarvan vertel, het sy pa net gelag en gesê dat hy onthou dat hy ook op skool afgeknou was. Hy het vir Dion gesê dat hy nie 'n baba moet wees nie en dat dit sal ophou wanneer hy na die volgende graad vorder. Dion het regtig baie sleg gevoel. Hy kon nie van die afknouery af wegkom nie. Sy ouers het nie die probleem ernstig opgeneem nie. Dit is amper asof hulle dit verwag het. By Dion se skool het al die seuns een spesiale onderwyser gehad met wie hulle oor hulle probleme kon praat. Dion se onderwyser was meneer Nel. Dion wou nie eintlik met hom oor die afknouery praat nie, want hy was bang dat die boelies sou uitvind. Maar uiteindelik het hy besluit dat meneer Nel sy enigste hoop was. Meneer Nel was baie bekommerd. Dion het vir hom vertel wanneer en hoe hy afgeknou word. Meneer Nel het besluit om op te tree. Hy het voorgegee om net mooi by die plek verby te loop toe die afknouery plaasvind. Hy het die boelies betrap terwyl hulle Dion afknou. Hy kon die afknouery hanteer sonder dat iemand vermoed het dat Dion iets gesê het. Dion is bly dat hy vir meneer Nel vertel het. Die boelies pla hom nie meer nie.